As jy 'n goeie ding wil doen, dan moet jy meer van God se woord in jou kry. Die manier om in te kry, is dit om te lees, om daarna te luister, om aandag daarna te gee. Die manier om in jou in te kry, is in jou mond te hê, dit te praat. Die Here kom, dan sê hy vir Josua, dat hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitgaan nie. Jy moet dit dag en nag bedink, dan sal jy suksesvol wees. En ek dink die grootste probleem met mense is, hulle het te min van God se woord in hulle. En dan sê hulle, nee maar ek lees, maar ek verstaan nie. Maar ek dink as jy begin lees en jy sê, Here, ek verstaan nie. Here, help my asseblief. Dan gaan die Here hierdie woord vir jou meer en meer oopmaak. En ek kom dit agter, dat jy dink, jy weet nou alles, dan is jy eintlik nog baie wat ons kan leer. God se woord is lewe. Hoor wat sê Johannes 1 vers 1. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mens. Die lig skyn in die duisternis. Ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Hoor hoe mooi. In hom was daar lewe. So die woord het lewe. As jy dan dink, die Bybel wat jy het, nou ek het 'n klomp Bybels, klomp verskillende vertalings, heel moontlik jy ook klomp verskillende vertalings, dat hierdie woord is dit wat jy van God ontvang het, dit wat jy van die Here af gekry het, dan moet jy hierdie kosbaar hê, dan moet jy besef, maar daar's lewe in die woord. Hierdie woord is nie net papier en ink wat op mekaar geskryf het nie, hierdie woord is lewe. Hierdie woord bring lewe in jou. Hierdie woord maak dat jy suksesvol is. Hoor, as jy nou gaan en jy gaan na Josua toe. Hoor net wat sê die Here vir Josua. Dan kom hy en dan sê hy vir Josua 1, kom ek soek nou net Josua 1. Hoor wat sê hy vir Josua. Dan sê hy, hierdie woord moenie uit jou uitgaan nie. Hierdie woord moet in jou bly. Nou Josua is die nuwe leier en dan God praat met hom. Dan sê hy vers 9. Hy sê, my opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Dan dink jy, yes, wow, Here is altyd by my. Vers 9. Maar hoor wat sê vers 8. Hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad, jy sal voorspoedig wees. Ek weet nie van jou nie, ek wil voorspoedig wees, ek wil sukses behaal. Dan is die antwoord om hierdie woord in jou lewe te hê. Want wat sê Johannes? Hy sê die woord was by God, die woord self is God. Sy van die begin af daar, niks ontstaan sonder die woord nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mens. Hierdie woord is lig. Hierdie woord is lig vir jou. As jy hierdie woord hou, en hierdie woord kom word deel van jou, dan gaan jy sukses in jou lewe behaal. En ek wil jou aanmoedig, om God se woord in jou te kry. Gaan sit elke dag, gaan lees net 'n paar skrifte, moet dit vir niemand sê nie. Maar elke dag, gaan lees 'n bladsy. Gaan lees, begin by Johannes, lees 'n bladsy. Julle sal gelowiges wat die woord ken, begin net hoofstuk 1 lees. Lees hoofstuk 2, hoofstuk 3. Ek het partykeer net die storie van Dawid gaan lees. So ek gaan lees alles van Dawid. Gaan lees die storie van Dawid, gaan lees die storie van Paulus, gaan lees die storie. So kry God se woord in jou, dan gaan jy sukses behaal. Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.